U is die koning van die konings en die Here van die heersers. En almal moet voor U buig, Here, ook ons, in diepe afhanklikheid, want sonder U is ons niks nie en kan ons niks nie. Aan U alleen bring ons die eer en die lof, U alleen aanbid ons, want U is God, Jahwe, ons Vader in Jesus Christus. Dankie dat ons in die naam van Jesus Christus die bose kan weerstaan, dat hy geen invloed sal uitoefen hier nie. En dankie, Here, dat U deur die Gees met ons wil kom praat, maar dat U ook by ons is om ons te seën. Ons loof U in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ek wil graag vanmôre die 10 gebooie lees, maar geskryf sodat kinders en ek en jy dit bietjie beter kan verstaan dalk. En dan gaan ons daarna Liedboek 5:1-9 vers 1, 2 en 4 sing, wees stil en weet. Maar kom ons luister na hierdie weergawe van die 10 gebooie. En eintlik staan hier bo aan 10 beloftes. Ek weet glad nie wie dit geskryf het nie, maar dit is nogal heeltemal interessant om na te luister. Die eerste gebod sê, as ek die eerste plek in jou lewe het, sal jy geen ander dinge belangriker maak as my nie, want ek sal die ereplek in jou lewe hê. As ek in jou hart woon, is die tweede ene, sal dit nie nodig wees om afdrukke of kopieë van my te maak nie, want jy sal my beeld uitstraal. 3. As jy my lief het, sal my naam nooit 'n vloekwoord op jou lippe kan wees nie, maar te alle tye, in alle gebeure, deur jou eerbiedig en gerespekteer word. 4. As ek die ereplek in jou lewe het, sal jy rus in en by Jesus Christus op sy dag, die hoogtepunt van jou week wees. Dit sal vir jou 'n groot lekkerte wees om saam met ander kinders van die Here te aanbid, 'n dag om na uit te sien en nie op te sien nie. 5. As ek in jou lewe is, sal dit vir jou 'n voorreg wees om pappa en mamma te eer en lief te hê. Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien wat hulle vir jou uitgekies het. 6. As jy my liefde jou eie gemaak het, sal jy nooit iemand wil seermaak of haat nie, wat nog te sê doodmaak nie. 7. As jy my lief het, sal dit nie moeilik wees om jou huweliksmaat getrou te wees, aan jou huweliksmaat getrou te wees nie. As ek 'n plek in jou huwelik het, sal julle vir mekaar lief wees, en julle geluk sal ek in my hande toevou en beskerm en bewaar. 8. As ek koning van jou hart is, sal jy elke dag vra, aan wie en waar kan ek aan 'n ander mens iets gee, en jy sal nooit iets van 'n ander wil vat nie. 9. As ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander mens te skinder nie, of sleg te praat nie. Deur my Heilige Gees sal jy 'n mens wees wat van 'n ander niks sal sê as dit nie iets goeds is nie. En dan 10. As jy een met my is, sal my Heilige Gees jou tevredenheid gee om gelukkig te wees met wat jy het, en weet dat God gee dinge soos wat jy nodig het, en wat hy gee hy altyd genoeg van, sodat jy niks meer sal nodig hê nie. Kom.
Baie dankie. Kom ons maak die Bybels weer vanmôre oop by Matteus 5. En ons gaan kyk na die eerste ene van ons gaan van vers 3 af lees en dan gaan ons bietjie oor vers 3 gesels. Ons tema is aan hulle behoort die koninkryk. So kom ons lees net weer 'n slag en ek gaan nie daarna weer die hele Matteus 5 vers 3 tot 12 lees nie. Maar kom ons luister net weer vanmôre wat Jesus sê hier aan die begin van sy preek wat hy daar by die berg gehad het na die disippels toe, maar ook die groot skare mense wat daar gesit het. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Vers 3 sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En ek het nou hierdie gelees sodat ons kyk na wie die geseëndes op die aarde is en watter asemrowende beloftes God vir ons as sy kinders gee. En as ons nou vanmôre na vers 3 kyk, dan begin ons by een van die belangrikste dinge van ons hele Christelike lewe. En dit gaan oor afhanklikheid van God. Die nuwe 2020 vertaling lees soos volg. Hy sê gelukkig, en dan gaan hy terug na die ou vertaling toe, die 1953 en 33. Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou dit verskil eintlik niks van vers 83 nie. Vers 83 sê dit net 'n bietjie meer gemaklik verstaanbaar vir ons. Wie weet wat is jy as jy arm van gees is? Ons gaan 'n bietjie ook kyk daarna. In vers 12 is die opdrag en 'n belofte. Hoekom 'n ou hierdie goede moet wees? Buiten in elke vers sê hy vir ons 'n belangrike ding. En as 'n mens na Efesiërs 2 vers 6 en verder gaan en jy lees daar, dan sal ons sien dat ons reeds sit in hemelse plekke en dat ons al God se genade en goedheid ontvang het van nou af tot in ewigheid. Nou ek weet dit voel nie altyd so nie. Maar dit is waar. Hoekom? Want die Bybel sê so. Die Bybel is God se onfeilbare, altyd ware woord. Onthou dit. Dit maak nie saak watter slim geleerde jou anders wil oortuig nie. Paulus sê in Galasiërs sê, vervloek is hulle wat iets aan hierdie evangelie verander. Al is hulle ook engele uit die hemel uit, wat Satan natuurlik is, hy sê engel wat uitgeskop is. Hy sê vervloek is hulle. So wees versigtig om die Bybel by jou lewe te wil aanpas, in plaas van om jou lewe by die Bybel aan te pas. Wees versigtig. Die koninkryk van God
behels genade en glorie. Glorie is 'n groot woord vir verheerliking, vir grootmaak van God en sê, hy is onbeskryflik, fenomenaal, ons kan nie eintlik regtig vreeslik oor hom praat nie, behalwe dit wat die woord vir ons leer. Hy is asemrowend goed vir elkeen van ons, en hy wil dat alle mense gered moet word, want hy het hulle gemaak. Ongelukkig skuif die meeste mense in die wêreld om een kant toe. En dit gaan ongelukkig vir hulle baie sleg wees. Want sê Jesus in hierdie selfde bergpreek 'n bietjie later, hy sê die pad en die hek in by die hemel is baie nou. Die pad na die hel is baie wyd, baie daarop, baie min op hierdie ene. En ons sien dit in ons tyd ook baie duidelik. So ek wil 'n bietjie net vanmôre saam met julle kyk en besef dat God vir ons sorg, want ons is sy volgelinge en hy gee wat ons nodig het vir ons, sê die woord. Hy voorsien in al die behoeftes van ons harte, as ons net mooi luister en bereid is om dit in te neem wat hy vir ons sê. En dit is die gevolge van arm van gees wees, van absoluut afhanklik van God te wees. En nou wil ek 'n bietjie kyk na 3 punte, hoe word ons arm van gees? Hoe word ons volkome afhanklik van God? Die eerste ene is, moenie begin deur te probeer om uit eie krag dit self te doen nie. Jy weet, hier van my kant, Here, ek gaan nou vreeslik afhanklik van U wees, en jy stamp jou voet, en dan sê jy 'n woord wat nie in die Bybel is nie. Nee, dis die vlees wat dan na vore kom. So, baie belangrik, as 'n mens hierna kyk, dan sien 'n mens, dit is en was die fout van monnike en nonne in die Rooms-Katolieke kerk, wat ek persoonlik dink is 'n valse kerk. Hulle dink hulle is dan arm, wanneer hulle alles wat hulle het verkoop, 'n aaklige ou swart kleed aantrek, asof jy gedurig in rou is, en hulle dan een kant toe vat en in kloosters gaan intrek, en dan dink nou het hulle dit gemaak. Ek sê nou vir julle vanmôre, dit werk nie so nie. Dit werk nie. Nêrens in die Bybel sê dit, jy moet jou onttrek aan die wêreld nie. Jy kan soms 'n bietjie een kant toe gaan en jouself ondersoek en bid en stil raak en regtig hoor wat God uit sy woord uit sê, maar dan moet jy opstaan en jy moet die woord gehoorsaam wat sê, gaan na al die nasies toe, maak disippels, leer hulle, doop hulle, om dieselfde te gaan doen. Daarom sê hy in Handelinge 1:8, julle sal krag ontvang van die Gees en julle sal my getuies wees. Jy kan nie jou gaan toesluit in 'n klooster nie. Allerhande onheil word daar uitgebroei. Ek sal nie vanmôre daarop uitbrei nie, maar dit is maar net so sleg, soos wat die wêreld sonder God daar buitekant mee besig is. So, afhanklikheid van God begin by God self. Jy moet hom toelaat, deur sy Gees wat in jou woon, in die naam van Jesus Christus, om jou te vat en jou vas te hou. So, dis die eerste een, nie in jou eie krag nie. Tweede ene, maak die eie ek, die vlees, dood. Moet jou nou nie self skiet nie, man. Jy moet net gaan sit en sê, Here, hier is ek. Ek, groot ek, staan terug. In u krag en in u krag alleen. Want almal van ons weet hoeveel keer spring daai eie ek weer op, nee. Hy staan sommer uit die dood uit op hier langs jou. Jy moet sorg dat hy dood bly in die krag van God se Gees. En dat God se wil, dit wat hy vir jou bedoel het en vir ander bedoel het, dat dit na vore kom. Omdat jy baie afhanklik is van God.
Jou sondige natuur moet sterf, myne ook, en dit kan net gebeur in Jesus Christus. Hy sê, hy is die enigste ene wat vir jou daarmee kan help, omdat hy aan die kruis betaal het. Vir alles, van almal, in die verlede, nou en vorentoe, reeds klaar betaal. En daarom, in 'n sekere sin, moet 'n mens nie om vergifnis vra vir wat jy gedoen het nie. Jy moet tot insig kom, eie, ek het opgestaan, ek het droog gemaak, en nou kom ek na Jesus toe en ek bely dit. Ek sê vir hom hardop, Here, ek is so jammer dat ek dit gedoen het. Dankie dat ek u vergifnis nou kan toeëien. Nou is ek vergewe. En as my goor goed of my gaga goed wat ek gedoen het, iemand anders te nagekom het, dan moet ek maar in nederigheid en afhanklikheid van God loop na die persoon toe, of ry of wat ook al, en daar gaan regmaak. Al jaag hy jou weg, al wil hy dit nie hoor nie, dan sê jy dit vir hom of haar. En jy kom vry. En hy bly gebind tot hy die dag vergifnis skenk, net, want hy moet vergifnis gee, dan is hy in lyn met wat God van jou en my as mens vra. Julle moet gaan kyk hoeveel kere sê die Here in die Bybel, vergewe mekaar soos ek julle vergewe het. En Romeine 5 vers 8 is so wonderlik wat dit betref. Hy sê, terwyl julle nog sondaars was, terwyl julle nog my vyande was, het ek Jesus aan die kruis laat vasspyker om te betaal vir al daai goed. So onthou dit altyd. So ons moet deur die kragtige werking van die Heilige Gees hier binne in my toelaat dat die eie ek daaronder begrawe bly en nie opstaan as iets verkeerd loop in my lewe nie. En ek wil vanmôre dit vir julle sê, dis 'n voortdurende stryd om hierdie soort gees te hê van afhanklikheid met God, want die duiwel val jou gedurig aan, en hoe nader jy aan die Here beweeg, hoe meer val hy jou aan. En jy moet lekker wakker en nugter wees om hom te weerstaan. Anderster vang hy jou onkant. Pas op vir menslike lofredes ook, veral oor jouself. Want dis maklik en lekker om te hoor en dit mislei jou maklik as mense sê, dit was so nice en dit was so goed en jy het so goed gepreek. Dan begin jy sommer maklik 'n groot kop te kry en dink jy is oulik. Vergeet dit. Vergeet dit. Ontvang dit in nederigheid, gee al die eer aan die Here die hele tyd. En dan moet jy dit bedoel in jou hart. Want dit is net God wat kan maak dat jy daar buitekant kan opstaan en uitstaan vir die Here. Nie in jou eie krag nie. Nie jou eie goedjies vir jy uitdink nie. Hierdie kosbare, onfeilbare woord waaraan ons niks mag verander nie. Onthou dit, ek sê dit baie want dit is besig om te gebeur binne in die kerk, ook in die NG Kerk. Verander hulle die Bybel om te pas by die goede, die twak wat hulle begin glo. So, jy moet 'n honger ontwikkel om die vlees van jou af te stroop as het ware. En ons is niks sonder God nie. Wees volkome afhanklik van die Here. Gaan kyk maar bietjie ook in Lukas 18 van vers 9 tot 14. Hoe praat Lukas, wat 'n mediese dokter was, oor wat Jesus hieroor sê en wat ons in ons lewens moet doen. Eerste ene was nie in eie krag nie, tweede een maak die vlees dood, die derde ene is vra ons Vader in die hemel. As jy maar gaan kyk daar in Matteus 7 vers 7 tot 12, dan sê hy, klop, vra, God sal hoor, hy sal oopmaak. As 'n vreeslike mooi lied wat 'n goeie vriend van my geskryf het, presies oor daardie ding. Ek dink ons het hom hier gesing al, maar ons sal hom binnekort sing in elk geval. God van my hart, waar hy sê, hy hoor. Hy luister as sy kinders bid en vra.
Hy gee nie 'n klip as hy brood kom vra. Ja, is 'n verskriklike, belangrike ding om te onthou van die God wat ons aanbid. So ons kan na hom toe gaan. Psalm 37 vers 4 en 5 sê, vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. En kan ek daaroor ietsie sê, wanneer Jesus in beheer van jou lewe is, deur sy gees wat hier binnekant jou woon, dan sal jou begeertes altyd in lyn wees met wat God van jou en my vra, en wat hy vir ons wil. Hy gaan definitief nie vir 'n 5-jarige laaitie 'n 1200 BMW motorbike gee nie. Definitief. Nommer 1, hy sal nie op die ding kan kom nie, en sy op hom sal hy ook nie baie lank op hom wees nie. So, vind altyd 'n bietjie self uitdink daaroor. Dink, is dit wat God dalk vir my wil gee hierdie, of wil hy nie? Op my ouderdom moes ek maar weer vir die Here gaan sê, Here, moet ek koppies wel tevrede toe kom? En elke keer wat die Here my iewers heen geroep het vir my en vir Nolien, dan het ons twee saam en apart baie gesit en bid en vra. En dan werk Kolossense 3 vers 15 nog elke keer saam met Filippense 4 vers 6 en 7. 100%. Foolproof. Veilig. 3:15 Kolossense sê, ek gaan dit nou vry vertaal uit die Grieks uit. As jy laat die vrede van Christus die skeidsregter in julle harte wees, wanneer julle oor iets twyfel. Paulus sê in Filippense 4 vers 6, bring alles waarmee jy stoei en ook mooi goed na God toe, met danksegging en lofprysing. En dan sê vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal op jou neerdaal. En ouens en vrouens, dit werk so. Maak nie saak hoe oud jy is nie, dit werk so. En jy moet net altyd ook onthou, God antwoord op sy tyd en op sy manier. So, wees geduldig. Is nie een van my sterkpunte nie. Maar ek leer nog. En nes ek in die hemel kom, dan gaan ek 100% reg geduldig wees. Dit weet ek. Maar I'm still climbing that ladder. Ek is nog op daai leertjie. Om te leer om geduldig te wees. Vra maar vir my vroukie, sy sê, hulle sê, maar ek is nooit lelik met haar nie. Nee, ekskuus, ek lieg, partykeer is ek. Maar dan vra ek haar daarom om verskoning en vergifnis. Right, so, vra die Here, ons moet geestelik bankrot word en wees, en ons moet dit weet en onthou. Die beloning is dan dat jy 'n besitter van die koninkryk van die hemele word. Hier en vir altyd. Want ek en jy wat gekies het vir Jesus en hom toelaat om deur sy gees in jou te begin werk, ons is reeds deel van die koninkryk van God. En ons is geroep om dit te deel met ander mense in liefde. Omdat ek hulle lief het, nie omdat ek van hulle hou nie. Want as ek van hulle nie lief gehad het, dan sal ek nooit met sekere mense gepraat het nie. Want ek hou nie van hulle nie. Hulle hou ook waarskynlik nie van my nie. Maar ek het hulle lief met die liefde van die Here, soos die Here my lief het. Besitter van die koninkryk van God. Hoekom begin Jesus Christus hier in hierdie preek van hom? En daarmee sluit ek af. Want dit is die basis van die Christelike geloof. Die Engelse praat van die bottom line. Volkome afhanklikheid van God, plus die ander wat ons saam gaan deurwerk in die volgende klomp sonde en maande. Hoe word jy arm van gees? Begin by God. Sterf van jou eie ek en vra en smeek by God om vir jou te help met alles in jou lewe en jy kan regtig enige iets vir hom vra.
en hy is almagtig, alwetend, alomteenwoordig, en hy gaan vir jou sê, ja, wag, nee. Dis die 3. Hy antwoord altyd. Altyd. Ons hoor net nie altyd die nee nie, né? Kyk maar na klein kindertjies. Papi, moenie. Nee, dan gaan hulle aan. Almal van julle en ek was so toe ons so klein was. Maar ons moet nou mooi groot wees as kinders van die Here. So daai 3 dinge. Hoe weet ek dat ek arm van gees is? Want 'n mens moet 'n bietjie tog weet, nee, dat ek volkome afhanklik van God is. Wanneer is ek daar, of besig om daar te kom? Ons gaan 2 Sondae van nou af, gaan ons daarna kyk. En daar is so 7 goed wat ek vir julle gaan noem, om 'n bietjie net na te kyk in 'n mens se lewe. Hoe afhanklik is ek regtig van die Here? Of vertrou ek op FNB of GAPSA, of daai ouens, jy weet, wat die banke het, of my mooi plaas, of my lekker besigheid, of my mooi looks, en my mooi liggaam. Ek wil jou sê, hier op 76 skrik ek partykeer as ek in die spieël kyk, so ek kyk nie maklik in die spieël nie, behalwe as ek my hare moet kam en skeer. Verder was ek maar daar in die stort en droog af en trek iets aan, wat ek myself nie kan sien nie. Want ek kan nie glo, dis ek nie, man. Maar ek moet, want hier staan ek vanmôre. Ek het ook nog al 'n kalkoen ken, ek het nooit gedink ek sal so ene kry nie. Dis terrible, but I live with it. En as ek by die Here kom, gaan ek weer fyn wees, al die goed reg, dit lyk my so. So, ons gaan 'n bietjie kyk, hoe weet ek dat ek besig is om arm van gees te word? Volgende keer wat ons mekaar sien, as dit die Here se wil is. Amen. Vader, baie dankie vir hierdie mooi dag, so te midde van die koue, wat vir ons herinner daaraan dat U in beheer is van die skepping. En kom wat wil, die seisoene loop van jaar tot jaar, want U is in beheer. Ook van ons lewens wil U volkome beheer hê. En ons kom vanmôre in ons swakheid en ons bid in die naam van Jesus Christus, dat U ons sal help, Here, om ons volkome afhanklikheid van U te besef en U toe te laat om volkome in beheer van elke faset van ons lewens te kom, van kop tot tone. Dankie dat ons kan weet, U gaan met ons saam hierdie week in. U is elke oomblik by ons, dat U ons wil versorg en dat U vir ons sorg. En dat U weet van elke behoefte wat ons het. Ons bid vanmôre vir Martie Du Plessis, hulle familie, wat daai klein ou dogtertjie van 2,5 dae aan U moes teruggee. Wil U vir hulle styf vashou, vir hulle vertroos, Here, want U weet, U het by die kruis gestaan, Vader, en gesien hoe dat U seun vir ons sterf. Dankie dat ons ook vanmôre nog kan bid vir Barend, dat U hom sal toevou, en dat U sal wees met elke ander sieke waarvan ek nie bewus is nie, maar U weet van almal. Ons bid vir die synode, Here, dat ons op 'n plek sal kom wat ons weer U woord volkome aanvaar. En al die nonsens wat van die algemene synode afkom en ander synodes net eenvoudig sal verwerp, omdat dit nie strook met U woord nie. Dankie ook dat ons kan bid vir die verkiesing wat aan die kom is, al is dit nog ver. Dankie dat ons U mag vertrou om 'n groot verandering te gaan bring vir ons. Nie omdat ons iets is nie, maar omdat U God is en U soek reg en geregtigheid. Dankie, Here, dat ons al hierdie dinge mag vra in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, ons Redder, en die liefde van God, ons Vader,
van wie ons volkome afhanklik is, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons leidsman en bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.